Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes in samewerking met Hinterland en NWK. Welkom by Nasie in Gesprek, waar ons reis deur die Suid-Afrikaanse platteland. Ons beklemtoon die feit dat 'n gesonde landboubedryf is krities belangrik vir die platteland, veral miskien in streke waar dit nie noodwendig so maklik is om te boer as gevolg van onder andere nie die hoeveelheid water wat nodig is nie. Ons moet doeteenvoudig ook stilstaan by die wildbedryf, nie net 'n vinnig groeiende bedryf nie, maar ook 'n snel ontwikkelende een, wat hand aan hand loop met die ongelooflikste toerismegeleenthede. Hier is waarna jy kan uitsien op vandag se reis. In ons kontry-segment gesels ons met die bekroonde fotograaf Morkel Erasmus oor sy passie vir wilde diere en spesifiek hoekom Suid-Afrika so gewild is onder fotograwe. Daarna gaan kuier ons by die wildboer Piet Warren op sy plaas Sable Park naby Gravelat. Tydens In Konteks sluit Chris Burgess by my aan vir sy weeklikse opinie. Tydens gespreksfokus neem Theo die onderwerp verder om te kyk hoekom die wildbedryf so gewild is en wat die uitdagings is wat die bedryf in die gesig staar. Ons het ook besoek afgelê aan John Hume op sy plaas vir 'n spesiale fokus op die bewaring van renosters. Suid-Afrika is 'n gewilde bestemming onder toeriste en sekerlik enige fotograaf se droom, of dit nou professioneel is of bloot as 'n stokperdjie. Ons het met Morkel Erasmus gaan gesels, sekerlik een van die beste fotograwe in Suid-Afrika, wat homself toespits op wilde diere. Ek sou sê natuurfotografie is 'n baie vinnig groeiende bedryf en stokperdjie, juis omdat baie mense het nou toegang tot baie goeie kameratoerusting teen 'n redelike prys en die tegnologie het so verbeter. En ek dink Suid-Afrika spesifiek is daar 'n groot kultuur van ons geniet die natuur en ons gaan uit en ons gaan kamp en dit bring meer dat mense entoesiasties raak oor foto's. Suid-Afrika het soveel verskillende plekke waar jy kan gaan om wildfotografie te beoefen en is maklik bereikbaar. Ek dink wat dit gewild maak onder fototoeriste internasionaal ook is die verskeidenheid opsies wat jy het. As jy self wil ry en self wil kook en self wil bly, is daar daai opsie, en as jy wil luxe bly en in 'n lodge bly en rondgekarwei word en 'n fotografiese gids wil hê wat jou help, is daar daai opsie. So daar's 'n hele legio van opsies waarvan jy kan kies. En ek dink die verskeidenheid terrein, ek dink Suid-Afrika is een van die lande met die grootste verskeidenheid ekosisteme en dit gee vir jou verskillende spesies om te fotografeer, verskillende agtergronde in jou foto's en net 'n algehele ervaring wat goed is vir die bedryf. Ek was altyd lief vir die natuur. Ek dink dit kom ook saam met die feit dat jy mense saam met jou ouers baie wildtuin toe gaan as jy klein is en ek het nog altyd daarvan gehou om tyd te spandeer in die natuur en die diere op dop te hou, te kyk wat hulle doen. So my fotografie is 'n uitbreiding daarvan en ek benader dit op 'n baie natuurlike manier. Ek wil nie die diere se aandag te veel aflei nie. Ek wil nie te veel inmeng met wat hulle doen nie. Ek wil net observeer en vasvang wat die natuur vir my weergee. En party dae gebeur daar niks en ander dae gebeur daar weer alles. En ek dink die onvoorspelbaarheid daarvan maak dit 'n baie lekker stokperdjie. Jy weet nooit wat om te verwag nie en jy moet dus bereid wees of enigiets verwag. Enigiets kan gebeur. Ja, my raad aan opkomende natuurfotograwe is om maar eerstens te kyk wat neem mense. Kyk op sosiale media, kyk op fotoforums, wat se tipe foto's neem mense as jy wil leer. En begin praat met mense, vra hulle uit, hoe doen hulle dit, hoe komponeer hulle foto's. Jy kan aansluit by jou plaaslike kameraklub en daar kan mens baie aangesig tot aangesig met mense gesels en goed leer en sien wat se foto's mense neem. En ek dink om net soveel as dis soos golf. Weet, hoe meer jy oefen, hoe gelukkiger word jy. So hoe meer jy daar is, hoe meer jy uitgaan in die bos, hoe meer jy jouself in die regte posisie en plek plaas om die foto's te kan kry, hoe beter is jou kanse om die goeie foto's te kry. Piet Warren het geen bekendstelling nodig in die wildbedryf nie.
Hier op sy plaas Sable Park buite Gravelat vertel hy ons meer oor die groeiende wildbedryf in Suid-Afrika. Hierdie deel van die Laagveld is baie gesog omdat dit die mekka van wild is. Ek is hier gebore en getoe, skool gegaan en my hele lewe lank met beeste geboer, totdat ons begin diversifiseer het na wild toe. Hoe kom die swart-witpens? Die wêreldrekord is in die wildtuin geskiet in 1898. Hy is 55 en 3/8 duim lank. Ons kon nog nooit weer so 'n dier in die wild raak kry nie. Want as jy aanhou 'n wilde populasie al die groot diere doodskiet, dan teel jy met al hoe kleiner en kleiner is. En dan word die gemiddelde dier ook kleiner. Plain eenvoudig, ons het al die grootes doodgeskiet en nie gemeet en al hoe kleiner toe. Ons nou in wildboerdery begin belangstel en ek my diere in 1981 toespan. Was die gemiddelde bok maar 37. Vandaar het ek die oorspronklike swart-witpense wat hier op die plaas was, bymekaar gesit, al die bulle gelos en nuwe genetika gaan koop en gesoek en bygesit en waargeneem wat maak 'n swart-witpens se horings langer. En vandaar hierdie ongelooflike vordering dat ons in 'n 22 jaar periode kon vorder van 'n groot bul van 38 op my plaas tot 'n gemiddelde bul van 48. So ek het 10 duim bygelas. Ek weet nie waar ons gaan eindig nie. Ons selekteer konstant en ons meet en ons voer en die bokke is amper gedomesticeerd. Dit beteken jy kan met hulle werk, jy kan naby hulle kom, jy kan sien wie siek, jy kan hulle behandel, jy kan hulle oppas en baie noukeurig waarneem wie wil langer horings steel en wie wil korter horings steel en die kenmerke van daai dier. En dit is hoekom die hele wildbedryf in Suid-Afrika so ongelooflik vorder. Buffels, kudus, rooibokke. Ons het al hierdie spesies, die groter diere in die natuur uitgeskiet. En nou is daar hierdie ongekende scramble vir lengtehorings. En ek moet jou daarop wys dat ons kry nou 9400 jagters per jaar in Suid-Afrika, wat elkeen seker tussen 6 en 12 spesies jag. So, die uitvloeisel van die wild, wat gefokus is op die groter diere vir die jagmark, is toerisme. Het jy geweet? In Suid-Afrika is daar sowat 10.000 wildsplase in privaat besit, wat 20 miljoen hektaar beslaan en 12 miljoen stuks wild bevat. Wild is daarom eie aan Suid-Afrika en dit bly 'n ongelooflike ervaring vir elke besoeker en inwoner. Na die breek gesels ons met Chris Burgess van Landbou Weekblad. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Onthou om jou opinie ook te lig op Facebook en Twitter. Vandag se reis het ons geneem na die wildbedryf en by my is Chris Burgess van Landbou Weekblad. Welkom Chris. Dankie. Chris, dit voel asof die wildbedryf net so uit niks uit opgepop het. Is almal nou skielik oornag miljonêers? Ja, nee, kyk, die wildbedryf kom al 'n lang pad, nee. Nou daar is boere wat al 'n geruime tyd in die bedryf is, ouens soos Piet Warren en sulke boere. So dit is nie asof dit oornag is nie, maar ek wil die hemelhoë pryse wat die ouens behaal het. Ek wil dit daar was 'n bloeitydperk.
Die pryse het bietjie teruggesak. So dit is nou bietjie nader aan wat die jagwaarde is. So jy weet daar is bietjie meer, kom ons noem dit maar stabiliteit in die bedryf. Maar jy weet daar is nog ouens wat hoë pryse kry, maar dit hang af van hoe jy jou bemarking doen en met wie jy bemark. Hoekom sal iemand bereid wees om miljoene rande te betaal vir 'n bok? Wel, dis 'n goeie vraag. Ek dink dit het baie te doen met baie skaars gene. So as jy kyk na kudu's, jy kry baie kudu's met lang horings, maar jy kry baie min kudu's wat horings het wat langer is as 60 duim. So daai besonderse diere, daar is eenvoudig maar net min van hulle, so dis maar 'n vraag en aanbod ding. So daai diere is mense bereid vir om te betaal. En dan natuurlik het jy jy het groot spelers in die mark. Jy het ouens met baie geld en wat die geld het om vir sulke diere te betaal. Is dit 'n borrel wat gaan bars? Kyk, dit hang af vir wie jy vra. Ek dink nie noodwendig so nie. Kyk, kleurvariante byvoorbeeld, hulle pryse het 'n bietjie teruggesak, maar die volumes wat verhandel word neem nog toe. So die bedryf lyk asof dit gesond is, en wat mense ook nie moet vergeet nie is dat die handel in lewendige diere is eintlik die kleinste deel van die wildbedryf. Jou jagbedryf is nog steeds die grootste en dan ekotourisme. So nee, ek dink daar is redelike ekonomiese werklikhede wat die bedryf onderskraag en nee, ek dink nie die bordel gaan bars nie. Kan 'n mens dit nog bekostig om 'n springbok te gaan jag met jou pelle? Kyk, die pryse het bietjie gestyg. Ek wil dit is so. En Namibië het eintlik nogal baie van ons biltongjagters weggelok. So jy weet, die bedryf gaan moet kyk om weer die wildbedryf gaan weer moet kyk om hulle jagbedryf op 'n goeie voeting te kry. Maar ek dink is nog redelik bekostigbaar. Ja. Renosterstropery neem toe. Hoe help die wildbedryf? Ja, kyk, die wildbedryf was redelik instrumenteel in die bewaring van 'n paar spesies, né? Jy het die bontebok, jy het die Kaapse berg zebra en natuurlik die wit renoster. So die punt is dat as 'n dier ekonomiese waarde het wat aan hom geheg word, dan sal mense hom oppas. En die probleem met die renosterbedryf is dat jy weet, op die oomblik kan ons nie renosterhoring verhandel nie. En dit is ongelooflik duur om hierdie diere op te pas. So my persoonlike opinie is, jy weet, ons behoort die handel in renosterhoring wettig te maak. Jy maak nie die dier dood nie. En ek weet daar is die argument dat jy nie die mark gaan vergroot, maar hoekom nie? Jy weet, ons boere sal aan die vraag kan voorsien, en hulle sal met die goed kan boer. Jy weet, ek bedoel, as jy kyk na iemand soos David Hume, grootste renosterboer in die wêreld, jy weet, hulle boer sinvol met die diere, so ek verstaan nie hoekom ons dit nie doen nie. Baie dankie, Chris. Dankie. Na die breek gesels Theo Foster met Dani Minnar oor die uitdagings en geleenthede in die wildbedryf. Ons lê ook besoek af aan John Hume vir 'n spesiale fokus op renosters wat jy net eenvoudig nie mag misloop nie. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Saam met my vandag is wildteeler Dani Minnar om met ons te gesels oor die wildbedryf in Suid-Afrika. Welkom Dani. Dankie Theo. Ek wil begin, hoekom het wild in Suid-Afrika 'n waarde? Dis amper uniek, hoekom het hulle waarde? Theo, ek dink Suid-Afrika en Namibië is van die min lande in die wêreld wat die plaaseienaar, die grondeienaar, die eienaar van die wild ook is. As jou plaas toegespan is en jy het vrystelling, en jy kan bewys as jou wild is dit jou wild. In die ou dae kon wild gemigreer het tussen plase en op die plaas waar die wild geloop het, hy was die eienaar, maar dit het gelukkig verander en ons weet mos nou almal, as jy iets joune is, dan pas jy hom op, want jy wil hy moet meer word, laat jy hom kan verkoop, so dis die hoofrede, jy kan eienaarskap hê van wild in Suid-Afrika. En dis hoekom dit die moeite werd is om aktief met wild te teel, maar dis soos enige ander bedryf, daar's slaggate, daar's tendense, daar's siklusse, bestuur mense dit soos 'n ander besigheid.
Theo, wild is niks anders as skape, beeste, mielies nie. Ek kan vir jou voorbeelde noem van swart-wit pense wat R60.000 werd was. Hulle was op stadium R200.000 werd. Hulle het teruggekom na R30.000 toe. Hulle was op 'n stadium R400 werd. Hulle is vandag R150 werd. So binne 'n siklus is daar bepaald diere, die aanvraag. Op die einde van die dag gaan dit oor die jagmark. En ons sal sien waar stabiliseer wild hierdie jaar. Ons het laas jaar gesien dat die kleurvariante het dramaties in pryse geval, maar hy moet nou sy jagmark ontwikkel. So die volgende jaar of 2 sal ons nou sien waar stabiliseer hy, maar jy sal produkte kry soos renosters, soos buffels, wat langtermyn reeds 'n jagmark het wat ontwikkel het. En die professionele jagter weet hy laat jag 'n buffel vir $10,000 en hy weet wat kan hy betaal om 'n buffel te koop om vir die professionele jagter te gee. So ja, elke bedryf in landbou het sy siklusse en ons is in 'n op en ons is in 'n af en ons gaan 2 jaar sien waar is ons. Maar as ek in die koerant lees van die buffel wat die fenominale pryse gekry het, daai hoë pryse, waar pas dit dan in die res van die bedryf wat jy nou oor gesels? Ja, ek dink op die einde Theo moet ons gaan kyk wat gebeur in die beesbedryf. Ek bedoel, jy gaan 'n slagos vandag vir R12.000 verkoop, maar iewers is iemand bereid om R400.000 vir 'n goeie bul te betaal vir genetika. En ek dink die buffelbedryf is niks anders nie. Hierdie buffels wat hierdie vreeslike groot geld gaan, dis enigstes in die wêreld. So ouens is bereid om premies te betaal. Die ouens wat daai duur buffels in die verlede gekoop het, het gewys dat hulle geld maak uit hulle uit. Maar uit die aard van die saak is dit die top 5% van die mark. Hier is mos nou baie ander buffels wat baie goedkoper is en wat ook teel en wat vir die uit en uit die jagmark gaan. So die jagmark is een en die genetiese mark is iets anderste. En dis hoekom ons hierdie groot verskille kry. Jy praat baie van die jagmark. Dis amper die kasregister. Hoekom is dit so belangrik as 'n mens die waarde terugbereken vir die industrie? Ja. Ek dink wat baie belangrik is, Theo, is weer eens, ons kom nou uit 'n droogte uit. Boere het hulle beesgetalle halveer. Vroulike diere is vandag dubbel werd wat hulle laas jaar was. Maar hulle is net die helfte van slagwaarde. So daai vroulike dier wat jy vandag voor R15.000 betaal, as jy haar slag, gaan jy van R9.000 kry. Ek dink dieselfde gebeur in die buffelmark. Ons weet wat is die jagmark. Ons weet wat is die ouens bereid om te betaal. So iewers dis die eindverbruiker. Die jagter is die eindverbruiker. Jy sal altyd aanteel buffels kry en aanteel diere kry. Maar die groot gros, die 90%, gaan na die jagmark toe gaan en dis die kasregister. Dankie Dani. Ons het gaan besoek aflê by John Humes, die eienaar van die grootste renosterplaas ter wêreld. Hy is ook 'n kampvegter vir die wettige handel in horings ten einde die diere te bewaar. Kom ons gaan kyk. I became interested in breeding rhinos about 20 years ago when I realized that they were one of the species that were being persecuted and slaughtered in Africa. I have a weakness in my personality that I go for the underdog, and the rhino is certainly, as far as natural game animals are concerned in the world, it is one of the biggest underdogs. So slowly but surely, I became a rhino custodian and a rhino breeder. From a management point of view, we divided up into camps that are about 430 hectares in extent. 430 hectares, we have about 40 breeding cows, and then the breeding cows all have calves, and some of them have the bigger calves and the little calves. And then we've got some breeding bulls and some young bulls that are waiting to be breeding bulls. So on average, around about 100, just over 100 rhinos in a 430 hectare camp. Then of course we have to have bull camps separate from the breeding camps because we have far too many bulls for what is needed. And this is one of the reasons why you find so few people who want to breed rhinos. I actually breed 54% males and 46% females. The males are absolutely worthless as far as income goes. I need one male to 10 or 12 females. And that is where, unfortunately, it comes in that a rhino is worth more dead than a lion. So as soon as you have an unscrupulous person owning a rhino male, he's going to look at it practically.
And he's very, very quickly going to come to the conclusion that his male rhino is worth more dead than alive. So, unfortunately, the same applies to female rhino. They are worth more dead than alive, which is one of the absolute stupidities which our current program with rhinos has led us to. It makes no commercial sense whatsoever to breed with rhinos. That is the biggest reason why the rhino is a loser, is because the world does not see that it could actually be one of the most profitable animals for people to breed with. It could be. If we were entitled to utilize the horn at what we think is a market value, rhinos would be a more profitable animal to breed than most other animals that we are breeding. One of the best ways to improve our rhino breeding in the future would be to allow our communities to be rhino owners and breeders. The communities have a vast amount of land. They are looking for an income. In general, they are very poor people. But under the current circumstances, there's absolutely no sense in trying to make a community into a rhino breeder or custodian, because you can make no money out of it. He's going to be the first one to poach his own rhino. It's madness. However, let us get to where we can use the horn and we can empower our communities with rhinos. A community with about 40 rhinos will definitely build its clinic, build its school from the 40 rhinos. It will get a much bigger income from its rhinos than it gets from its cattle. The vacuna in South America is an ideal example of where you don't have to kill an animal to use its products. But vacunas were down to 5,000 in the world about 40 years ago. They were being shot, poached and shot for their pelts. Their pelts were sent to Italy, where they were processed into very, very expensive garments. The world saw the common sense there. They persuaded CITES to drop the vacuna from CITES 1 to 2. Instead of killing the vacuna, they just corralled them every 2 years and shaved their wool off. In 40 years, the vacuna has gone from 5,000 to over 400,000. That rescue is waiting for the rhinos. Dit wys tog dat bewaring werk as daar 'n waarde gesit word op dit wat jy bewaar. Terug na jou toe, Rosie. Baie dankie Theo. Volgende week gaan loer ons in by die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf. Verseker iets wat enige Suid-Afrikaner na aan die hart lê, wat hou van braai en lekker Sondag kookkos. Neem deel aan die gesprek en onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen. Raak betrokke by die landboubedryf, want dit raak jou. Tot volgende week, totsiens. Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland, met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes, in samewerking met Hinterland en NWK.